sielkundige lens kyk, na hoe ons onsself, ons verhoudings en ons gemeenskappe beter kan verstaan. So verlede jaar het ons baie meer gesels oor psigopatologie. Ons besprekings het meer gegaan om te verstaan wat sekere verskynsels behels, verskynsels soos depressie, angsversteurings, bipolêre gemoedsversteuring. Ons het gekyk na persoonlikheidsversteurings, eetversteurings ensovoorts. Ons het ook bespreek wat die konsep van versteuring behels. Ek is nie so baie lief vir die idee van versteuring nie. Maar ook het ons gekyk na psigoterapie, hoe psigoterapie lyk vir mense met hierdie verskillende psigologiese verskynsels. So verlede jaar het ons baie meer gefokus op die psigopatologie. Hierdie jaar gaan ons 'n bietjie verskuiwing maak en ons gaan fokus op 'n konsep wat elkeen van ons met groter vernuf in ons lewens sal toepas. En dit is die konsep van emosionele intelligensie. Aristoteles het oor die 2000 jaar gelede geskryf. Enigiemand kan kwaad word, dit is maklik. Maar om kwaad te word vir die regte persoon, tot die regte mate, op die regte tyd, vir die regte doel, op die regte manier, dit is nie so maklik nie. Dit is nie meer vreemd om te hoor dat sekere prominente persone hulle self skuldig gemaak het aan impulsiewe en vernietigende gedrag in die vorm van woede-uitbarstings, waar hulle iemand, 'n persoon, aangeraakheid of eiendombeskadigheid, hulle reputasie nie publiek vernietig het nie. Dit het ook algemeen meer nuus geword dat sekere individue hulle self vaskluister in die binnekamer van hulle huis as gevolg van oorweldigende angs of depressie ensovoorts. Onbeheerste impulsiewe gedrag kan in enige konteks voorkom. Kan in die privaatheid van ons huise voorkom, by werksplekke, buite die publiek ensovoorts. As gevolg van hierdie gereeldheid van hierdie tipe stories of berigte, is dit daarom nie meer snaaks dat ons hoor dat selfhelp boekverkope die hoogtes inschiet. Psigiatrische klinieke opgerig word, sielkundiges en psigiaters nie kan bybly met die aanvraag op hulp nie. En baie keer is die hulp vir depressie, vir angs, vir woede-uitbarstings, en dan noem dit ook anger management issues, as ook verslawings. Moenie vir 'n oomblik dink dat persone wat hulp vra vir hierdie tipe verskynsels, persone is van net sekere sosio-ekonomiese vlakke nie. Of is dit persone met 'n lae IQ nie. Inteendeel, van die briljantste, mees suksesvolle mense sukkel met impulsbeheer, met traumaverwerking, met verslawings. Hulle sukkel om gesonde verhoudings te bou of om hulle loopbaan te bewaar. En as gevolg van hierdie dringende behoefte is daar 'n konsep ontwikkel genaamd emosionele intelligensie. 'n Vraag wat ontstaan is, waarom was hierdie konsep van emosionele intelligensie vir so lank so ontwykend? Hoekom slegs nou? Hoekom moet mense nou begin fokus op emosies, op emosionele intelligensie? Daar's 'n paar redes hiervoor. Mense is huiwerig om emosioneel intelligent te wees. Eerstens, as gevolg van 'n gebrek aan behoorlike rolmodelle. Kunstenaars, sporthelde, politieke leiers, aktiviste ensovoorts demonstreer wat emosionele intelligensie juis nie is nie. Hulle gedrag laat baie keer veel te wense wanneer hulle self skuldig maak aan skadelike gedrag. So emosionele intelligensie word nie vir mense voorgehou as 'n belovende voordeel of 'n belovende opsie nie. Verwant hieraan is dat
sekere persoonlikhede wat wel hulle self voorhou as emosioneel intelligent, dit soms doen op 'n manier waar hulle self uitbeeld as amper onbereikbaar, as persone wat moeilik vereenselwigbaar is. So hierdie gesprek aan hierdie gebrek aan rolmodelle is een van die redes hoekom mense nie emosioneel intelligent optree nie. Tweede rede is, baie mense sukkel met emosionele intelligensie of EI as gevolg van sekere kontekste of subkulture waarin hulle self bevind. In sekere kontekste word daar verwag dat slegs sekere emosies toelaatbaar is en ander ontoelaatbaar is. Baie van hierdie voorskriftelikheid word gekoppel aan sekere gendernorme. Mans mag sekere emosies uitbeeld, ander is verbode. Vrouens, dieselfde, mag sekere emosies uitleef, ander is verbode. Ons is almal bekend met die uitdrukking cowboys never cry, byvoorbeeld. Sekere subkulture is ook baie selektief waar dit kom met die uitlewing van emosies. Dit sal nie vreemd wees as ons al gehoor het dat Christene byvoorbeeld altyd blymoedig moet wees nie. Net met daai stelling is sekere emosies outomaties verbode. Of iemand sal sê, fake it till you make it. Met ander woorde, ontken sekere emosies, maak of jy anders voel. Miskien gaan jy met tyd anders voel. So in sekere werkskontekste, in sekere sportsoorte, in sekere subkulture, is sekere emosies bloot verbode. So dis 'n tweede rede, hoekom daar 'n gebrek is aan emosionele intelligensie onder mense. Derdens, vir baie mense kom emosie en die verstaan van emosie nie natuurlik. Hulle beleef emosie as onverstaanbaar, as onnodig. Hulle weet nie wat om daarmee te doen nie. Hulle is soms bang dat emosies hulle so gaan oorweldig dat hulle beheer oor hulle self gaan verloor. En in reaksie hierop verkies hulle eerder om baie meer roboties te lewe en om emosies eenkant te skryf. Maar Aristoteles se woorde is nie 'n aansporing om emosieloos te wees nie. Inteendeel. Sy woorde is eerder 'n aansporing om binne die domein van emosies gepaste maniere te kry om hierdie emosies uit te leef. So met dit in gedagte, kom ons pak dan die konsep van emosionele intelligensie goed uit. Soos ons gaan hoor, emosionele intelligensie bestaan die konsep uit twee ander kernkonsepte, naamlik emosie, so dit dan eers ons bespreek, en intelligensie, wat ons nou tweedens gaan bespreek. 'n Literêre definisie van emosie is dat dit 'n steurnis of 'n beroering van verstand, gevoel en passie is. Dit is 'n opgewekte of heftige geestestoestand. Dis 'n literêre definisie. Vanuit 'n sielkundige perspektief is emosie 'n komplekse belewenis van wisselwerkinge tussen gevoelens, gedagtes, biologiese toestande en gedragsimpulse. Gevoelens, dan word daar 'n interne belewenis wat gekoppel word aan emosie. Gedagtes, terwyl 'n mens daai belewenis het, is daar fantasie wat afspeel, herinneringe, strategieë ensovoorts in mense gedagtes. Biologiese toestande, ons kan hoor dat daar gesuis is in ons ore, ons kan voel dat ons sweterig raak, ons kan voel dat ons broek dalk bewe ensovoorts. En gedragsimpulse, wanneer 'n mens die emosies beleef, voel jy dat jy amper moet optree om hierdie emosies beweging of belewenis aan te gee. Met emosies is daar ook sekere emosionele modelle wat al ontwikkel is om sekere emosies onder kategorieë te groepeer. Ek gaan een of twee van hierdie modelle bespreek. Een so 'n model kategoriseer emosies
onder 8 kategorieë of groeperinge. Onder elke groepering is daar 'n rits emosies met hulle eie nuance of geure en vermengings. Hierdie 8 emosies, 8 kategorieë van emosies is dan soos volg. Die eerste een is woede, hartseer, vrees, genot, liefde, verrassing, afgryse en skaamte. So hierdie is hoofkategorieë van emosies. En onder hierdie kategorieë dan subkategorieë of groeperinge van verskeie emosies. Neem 'n voorbeeld die kategorie van hartseer. Onder hartseer val gevoelens soos jammerte, teleurstelling, neerslagtigheid en eensaamheid. Ons kan nog 'n voorbeeld neem, liefde. Onder liefde val emosies soos aanvaarding, toegewydheid, loyaliteit, vertroue, waardering. Onder die kategorie afgryse val daar belewenisse soos veragting, haat, afskuw, gril ensovoorts. So onder elke hoofkategorie is daar 'n groepering van emosie daaronder. 'n Navorser met die naam Paul Ekman het 'n ander klassifikasie. Wat hy gedoen het is, hy het gesigsuitdrukkings foto's geneem van gesigsuitdrukkings. En hy het na mense en stamme van verskeie wêrelddele gegaan en hierdie gesigsuitdrukkings vir hulle gewys. En uit hierdie beskrywing van gesigsuitdrukkings het hy op die slotsom gekom dat die mens se emosionele belewenis gegroepeer kan word onder 4 oerbelewennisse of oeremosies. En hierdie is vrees, woede, hartseer en vreugde. En onder hierdie 4 oorkoepelende emosies is daar dan die meer genuanceerde gevoelens. So dit is emosie. Wat ons wel opmerk, dat behalwe vir emosies of vir akute belewennisse, waarvan daar honderde, selfs duisende is elke dag, vind ons dat mense soms deur episodes of deur periodes gaan wat gekenmerk word deur 'n sekere gevoelsgehalte of 'n sekere gemoed. En dit is dan wat ons gemoed of buie of luime noem. Dit is oor die algemeen meer gedemp as akute emosies, alhoewel dit gekenmerk word deur sekere emosionele belewennisse. Vandaar dan beskryf soos die afgelope tyd, sal 'n persoon sê, het ek 'n bevoederde by aan my. Of hulle sal sê, ek gaan deur 'n periode van 'n angstige gemoed, ensovoorts. So dit is die konsep van gemoed. 'n derde konsep wat bespreek moet word, is die konsep van temperament. Temperament is 'n persoon se instinktiewe geneigtheid om 'n spesifieke gemoed aan te neem, tesame met 'n spesifieke emosie en intensiteit van daardie emosie. So, temperament beïnvloed 'n persoon se karakterontwikkeling en die aard van 'n persoon se verhoudings. So die temperament is die geneigtheid wat 'n persoon sal hê as gevolg van hulle karakterontwikkeling, dat hulle geneig sal wees om 'n sekere gemoed aan te neem van tyd tot tyd. 'n Gemoed wat gekenmerk word deur 'n spesifieke emosie. So vir ons om emosionele intelligensie te verstaan, moet ons hierdie 3 konsepte mooi uitdink. Emosies wat baie keer akuut is, periodes van gemoedere of luime, en dan ook ons karakterologies met ander woorde. Wat se gemoedere, wat se emosies ons geneig is om aan te neem onder sekere omstandighede. Dit is die emosiekant van emosionele intelligensie. Wat van intelligensie? Wanneer ons praat van intelligensie, sal die meeste persone sê, wel, intelligensie is iets soos IQ. Ja, dis heeltemal reg.
IK het te maak met kognitiewe vaardighede. Kognitiewe vaardighede, vandaar die onderskeid tussen kognitiewe intelligensie en emosionele intelligensie. So, met kognitiewe vaardighede praat ons van, hier is wat kom by IK, 'n persoon se vaardighede om te werk te gaan met taal, taalvaardighede. Hoe hulle self kan uitdruk in taal, hoe hulle taal verstaan, die inligting wat oorgedra word in taal en sovoorts. Dis nie een kant. Die ander domein is 'n baie meer vloeibare domein van intelligensie. Dis hoe 'n persoon meer kreatief te werk gaan of logies te werk gaan met inligting tot hulle beskikking. Hoe hulle inligting kan manipuleer, hoe hulle inligting in geheue kan vashou, nie net abstrakte inligting nie, maar ook visuele of logiese inligting. So dit is IK, dis kognitiewe intelligensie. Verwant daaraan, waar ek kom by die konsep van vaardigheid, is daar emosionele intelligensie, waar 'n persoon vaardig te werk kan gaan met gevoelstoestande, om gevoelens by hulle self op te merk, te interpreteer, te verstaan, hoe hulle gevoelstoestande of emosies gaan reguleer, hoe hulle self kan motiveer, gevoelstoestande aan hulle kan waarneem, akkuraat kan onderskei, dit kan bestuur, ensovoorts. Hierdie vernuf of hierdie vaardigheid is dan wat ons praat, waarvan ons praat wanneer ons praat van emosionele intelligensie. Iemand mag dalk vra, hoekom is dit so belangrik? Is IK nie genoegsaam nie? Voorspel IK nie genoegsaam dat 'n persoon goed sal vaar in verhoudings, in 'n loopbane, ensovoorts nie? Nie volgens die navorsing. Navorsing toon dat IK hoogstens 20% bydra tot 'n persoon se sukses in 'n verhoudings en in 'n loopbane. Net 20%. Die ander 80% bestaan uit die volgende tipe faktore: sosio-ekonomiese status, sosiale netwerke, interpersoonlike vermoëns, persoonlikheidsprofiel, spanningsregulering, dan die vermoë om spanning of druk te hanteer, motivering, selfmotivering en 'n groot deel van geluk. En geen van hierdie faktore is noodwendig ekwivalent aan IK of kognitiewe intelligensie nie. Baie van hierdie faktore juist te maak met emosionele intelligensie. Daar is ook 'n verskil tussen IK en EI of IK en emosionele intelligensie. Hierdie verskil is 'n bietjie meer kontroversieel, omdat sommige mense dink dat dit nie noodwendig die geval is nie, maar die konsensus is dat IK nie oor tyd kan verbeter nie. Kan verswak as gevolg van besering, verswakking ensovoorts, fisiologiese verswakking ensovoorts. Maar IK kan oor die algemeen nie verbeter oor 'n persoon se leeftyd nie. Emosionele intelligensie kan wel. So met vaardighede, met die beoefening van sekere van die dissiplines, kan 'n persoon meer emosioneel intelligent raak. Soos ons dan verder gaan in ons bespreking van deel 2 en verder aan, gaan ons dan kyk hoe ons die 5 vermoëns of vaardighede van emosionele intelligensie kan uitbou. En hierdie 5 vaardighede is geformuleer deur 'n sielkundige met die naam Daniel Goleman. Die eerste een is die vaardigheid van selfkennis en selfbewussyn. Die vermoë om betyds ons eie emosies op te merk en te verstaan. Tweedens, emosionele regulering en modulering. Om met ons begrip van ons interne gemoedstoestande onsself te vertroos en ons emosies te reguleer. Derdens, selfmotivering. Vierdens, empatie of om emosionele belewenisse in ander op te merk en begrip daarvoor te hê. En vyfdens dan die 5de vaardigheid om verhoudings te bestuur. So die eerste 3 vaardighede noem ons intrapersoonlike
persoonlike vaardighede, die laaste twee interpersoonlikhede of interpersoonlike vaardighede. Net in sy kort opmerking, met 'n paar woorde, het Aristoteles hierdie 5 vaardighede kortliks opgesom. En dit is inderdaad soos hy beskryf het. Vermoëns wat 'n mens kan aanleer vir 'n suksesvolle en vir 'n bevredigende lewe. So in deel 2 gaan ons dan kyk na die eerste 2 van daardie vaardighede. Selfkennis en emosionele modulering. In deel 3 en 4 gaan ons kyk na die oorblywende 3. Ons gaan ook 'n bietjie kyk na die neurologie van emosie, gedagtes en emosionele regering. Tot dan, wees warm, wees veilig en mooi.